Stefan, Plezier. baie welkom aan jou ook. Ek het hulle gevra om my stem mooi te stel daar agter. Dit klink seker Kan nie nie so so mooi sleg stel nie. So baie welkom aan elkeen van julle wat vanaand hier is. En ook aanlyn, die aanlyn kykers, baie welkom as julle aanlyn na ons kyk. Mag hierdie woord jou regtig waar jy wat vanaand ook hier sit, bemoedig en aanspoor tot liefde en tot goeie werke. So dit is my gebed vir ons, dat soos wat ons vanaand saamgekom het en Stefan het so mooi gebid, dat dit is familie. Dit is familie om hier saam te kom en saam die aangesig van die Here te soek. Ons moet skerp wees, ons moet opgekikker wees, want as ons hier uitgaan, dan dit is waar jou Christenskap dan nou op die proef gestel word en waar dit gesien word. So as ek so vinnig kyk, lyk dit of almal al hier was. As jy die eerste keer hier vanaand is, wil jy net jou hand opsteekie? Ek dink julle almal was, ja, julle is family. So baie welkom. As jy jy was nou al hier, so jy is nou al hier, so ons is gewoond aan jou, ons wil vir almal water gee, maar ek dink julle het genoeg agter nie. So baie welkom vir jou ook hierso. Stefan het dan nou klaar al die afkondigings gedoen, en so dit voel eintlik vreemd, ons kan net vanaand in die woord ingaan. En as jy notas neem vanaand, is die opskrif, hulle sê. Dit klink dalk vreemd, maar soos wat ons nou ingaan, sal jy 'n bietjie beter verstaan. So as jy jou Bybel het, kan jy dit so lank by Filippense, die boek van Filippense oopmaak. En ek gaan hoofsaaklik uit een skrifgedeelte, een skrifvers vanaand deel. En maar daar's so 'n bietjie rondom dit. Dit is in Filippense, so jy kan oopmaak by die boek van Filippense. En terwyl jy oopmaak daar, het ek hierdie vraag, dat soos wat jy vanaand hier sit, daar kan jy so 'n bietjie daaraan aankou. Nou die vraag is, hoe lank neem dit 'n Christen om 'n volwaardige Christen te word, wat geestelike volwassenheid bereik het, en ook weerspieël wat God vir hom of vir haar beplan het. So dis eintlik 'n baie groot vraag, en ek gaan kortliks vir jou 'n antwoord gee in 'n neutedop. Hierdie antwoord is lewenslank. So as jy gewonder het, dit is lewenslank. En as jy dan saam met my stem oor die antwoord, dat dit lewenslank neem, dan sal jy saam met my stem dat Christenskap nie net 'n keuse is nie, of 'n once-off keuse is nie, dat Christenskap is 'n leefwyse. Dit is wat Christenskap ook is. En rondom dit, terwyl ek toe in Filippense lees, kry ek iets hierso in Filippense wat Paulus hier neerskryf. En wat amper half vir my soos 'n geheim is rondom hierdie leefwyse. Wat ek en jy dan, as jy vanaand hier sit en jy sê jy's 'n Christen, mense wat aanlyn kyk, sê jy's 'n Christen, dan is daar iets omtrent hierdie leefwyse wat dit 'n bietjie anders maak. So die sentrale tema, net so 'n bietjie agtergrond rondom die boek Filippense. So die sentrale tema van die boek van Filippense is vreugde in Christus. Of ons noem dit in Engels, sê ons joy. Jou joy in die Here, of in Jesus. Dit is wat hierdie tema rondom sirkel, die hooftema van die boek van Filippense. Dan verwys dit ook dat dis nie 'n oppervlakkige emosie nie. So hierdie joy, hierdie vreugde in Christus, is nie 'n oppervlakkige emosie nie, maar dit is eerder 'n diep, standvastige gesindheid, wat ook gegrond is in die werklikheid, en let mooi op daar, dit is gegrond in die werklikheid van die evangelie. Die evangelie, die lewe van Christus, die lewe van Jesus. Dit is waarin hierdie joy gesenter is. Dit is waarin dit gegrond is in die werklikheid van die evangelie. Dan in daai selfde asem, as ons dit sê, dan kan ons vir mekaar ook sê dat ware vreugde, ware joy, is nie gebaseer op my en jou omstandighede nie.
dit wat jy ervaar nie. En dan sit jy dalk hier vanaand en jy sê, maar dit is dalk logies. Maar ons sien tog dat ek en jy, ons joy, ons vreugde word dikwels die meeste beïnvloed deur ons omstandighede. Dit wat rondom ons aangaan, ons realiteit. So dit is nie, maar hierdie vreugde van hierdie boek is nie gebaseer op jou omstandighede nie. In hierdie geval op Paulus se omstandighede nie. Maar eerder in die lewende verhouding met Jesus Christus. Dit is eerder waarin dit is. En as ons dit vat vanaf Paulus af, wat die skrywer van die boek van Filippense is, dan is dit merkwaardig, want Paulus skryf hierdie brief uit die tronk uit in Rome. Dis waaruit hy hierdie brief skryf. En hierdie brief, wat nog meer merkwaardig is, dat hierdie brief word gekenmerk deur die vreugde wat dit dra. Maar nie net die vreugde nie, ook die bemoediging. Want hierin bemoedig Paulus ook medegelowiges. Nie net die medegelowiges nie, maar die diakens, leiers. Paulus bemoedig hulle. En dan kom hierdie vraag by my op, maar hoe is dit moontlik dat Paulus hierdie kan doen in sy omstandighede, in dit waar hy sit? Want ek dink, vra jouself die vraag af, sou jy daar sit, sou dit na jou toe gekom het om 'n brief te skryf aan mense, om hulle te bemoedig, terwyl jy in sak en as sit, terwyl jy in 'n omstandighede sit wat nie goedgunstig is nie, omstandighede wat regtig waar sleg is, en elke dag daarvan word net al hoe meer sleg. En ek vra vir myself hierdie ding om te sê, maar Here, hier moet iets wees. In hierdie boek moet iets wees, want dat Paulus dit kon doen, is daar iets bonatuurliks. Want ek en jy sien dit, soos ek sê, in ons omstandighede, dat wanneer jou omstandighede haglik is, wanneer jy in 'n slegte tyd in jou lewe is, dan is die eerste ding wat by jou opkom, nie om iemand te bemoedig nie, of om liefde te toon aan iemand nie. Dit is nie die heel eerste ding wat by jou opspring nie. Eerste gaan ons kyk inwaarts en ons kyk na onsself en wat het ek nou nodig, en ons kyk dadelik wat gaan hierdie omstandighede verbeter. Maar dit is nie wat hier gebeur nie. Paulus skryf hierdie brief en hy bemoedig, en hierdie brief dra vreugde. Die toon van hierdie brief is vreugde. Dit word weerspieël uit hierdie brief uit. So nou hier in Filippense 3 waar ons vanaand gaan wees, kom Paulus en hy beskryf sy persoonlike ervaring van 'n verhouding met Jesus. En dit is wat vir my hier uitstaan. Hy kom beskryf sy persoonlike ervaring van 'n verhouding met Jesus. En ons gaan spesifiek vanaand kyk na Filippense 3 vers 10. En ek gaan hom in so 3 gedeeltes opdeel. So ek gaan die skrifvers vir ons lees, maar dan gaan ons stil staan by net 3 gedeeltes in hierdie skrifvers. So hierdie skrifvers lees as volg. Filippense 3 vers 10 sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. So net voor hierdie gedeelte, net voor vers 10, kom Paulus en hy beskryf, ek wil sê dit is doelwitte, hoe om Christus te bereik, hoe om Christus te verkry en in hom gevind te word. Dit is wat hy voor die tyd beskryf. Wat ons sien dat hierdie, wat Paulus hierso skryf, die eerste punt, jy kan dalk vir jou nommer 1 daar skryf, die eerste punt sê hy, sodat ek hom kan ken. Heel eerste punt, klink heel eenvoudig, sodat ek hom kan ken. En as jy daar luister, dan sê, okay, dit maak sin, sodat ek hom kan ken. Wat nou verder? En dit is wat ek ook gevra het, maar toe gaan staan ek stil by om hom te ken. Want ons sien dat hierdie is 'n eenvoudige hartsbegeerte van Paulus, om Jesus Christus te ken. Maar ons sien dat in die tydperk waar hy in was, dit is nie iets wat normaal of
vanselfsprekend gekom het by die leiers, die diakens, selfs die gelowiges. Hierdie is nie 'n hartgesindheid of 'n begeerte wat vanselfsprekend was in sy tyd nie. As jy Filippense 3 gaan lees, daar vanaf vers 1 tot en met 9, dan kom Paulus en dan sien ons dat, hy beskryf dit daarso, ons sien dat hierdie mense se fokus om 'n mate met God in 'n mate met God op 'n vlak van verhouding of vrede te hê, moes jy gefokus wees op jou status. Wat se status jy behou of wat jy besit. So daai finansiële status, al hierdie tipe goed, dit is wat jy nodig het. Wie ek is ek 'n fariseer, is ek geken, behou ek darm 'n redelike naam. Dit is wat belangrik was vir hierdie mense. En hulle het hulle verhouding met God rondom dit geskoei. Dit is waar dit gegaan het. En nou kom Paulus hierso en hy skryf, nee, maar wag. Hy sê, sodat ek, want Paulus beskryf hulle net voor die tyd, hy sê vir hulle, ek was al hierdie goeters, wat julle so op soek is nou. Ek is gebore Hebreër, ek is 'n fariseer, wat ywer betref het ek die kerk vervolg, en hy gaan aan met hierdie hele lys, hy kon gee eintlik sy hele CV, kom gee hy vir hulle deur, en hy sê, ek is al hierdie goeters, ek kan regtig waar roem, op wie ek, Paulus, is, ek kan daarop roem. En dan kom hy in vers 10 en hy sê, maar ek ag hierdie goeters, sê hy, ek ag dit drek. Dis eintlik 'n baie sterk woord in die Afrikaans. Hy sê, maar ek ag dit is sleg, dit is niks in vergelyking met wie Christus is nie. So jou status, dit wie jy as mens is, dit wie jy dink jy moet word, dit het geen betekenis nie. Hy sê, in hierdie konteks is Christus alles om te verkry. As jy hom het, gaan ons nou sien wat gebeur. Maar hy kom sê toe in vers 10, sê hy, hierdie is my hartsbegeerte, sodat ek hom kan ken. En ek skryf myself dat, wat sê ek en jy as ons sê, ons ken hom, of ons wil hom ken? Want om hom te ken, is nie dieselfde, dit kan nie dieselfde beteken as om sy historiese verhaal te ken. Kan nie dieselfde beteken as om sy leerstellings te ken nie, en daarvan te weet nie. Dit is nie dieselfde om sy morele, wat hy onderhou het, te ken nie. Dit is nie dieselfde nie. Dit is nie dieselfde om te weet, wat het Jesus gedoen nie. Wanneer ek daarvan weet, beteken dit nie, ek ken hom nie. So ons sien daar so 'n bietjie dieper aan die konsep van om hom te ken. Want ons weet baie van hierdie goed, ek weet nie, ons almal ken hierdie bandjies wat die mense dra. What did Jesus do? Nee? Weereens is 'n bewys. Ons weet wat Jesus sal doen. Maar hier is die vraag, doen ons dit? Pas ons dit toe? Want sien, daar's 'n onderbreking. En dit is wat vir my uitstaan van hierdie, dat Paulus kom, en hy kom bring hierdie bymekaar. Hy kom sê, wat is daai onderbreking? Want ons weet van Christus, maar dis nie dat ons hom noodwendig ken nie. So as ek sê, ek ken iemand, beteken dit, om hom eerstens te herken. Ek herken hom, want ek weet wat sy optrede is, in vergelyking met ander mense. So ek weet wat dit is, wat daai optrede is. Dan kan ek sê, ek ken hom, omdat ek werklik met hom in gesprek tree. Hoe sê hulle in die Engels? Hulle praat van, ons is op speaking terms. Wanneer jy op speaking terms is, as ons nou praat in die sin van Jesus Christus, dan kan jy begin sê, jy ken hom, want nou praat jy met hom, nie net vir 'n oomblik nie, maar dis 'n daaglikse ding. Dis 'n ding wat aanhou vloei. Ek kan sê, ek ken hom, wanneer ek werklik tyd spandeer in sy huis, en tyd spandeer saam met sy familie. En in hierdie sin weer eens, gepraat van sy huis, die kerk, sy familie, elkeen van julle wat vanaand hier sit, wanneer ek tyd saam spandeer en tyd deurbring, nou begin ek die persoon te ken. Nou is daar iets wat, ek kan hom op hierdie vlak ken, maar tog, bo dit, is daar 'n manier om Christus te leer ken.
wat al hierdie goed insluit, maar ek wil sê dit ook oortref. Daar's 'n manier om hom daar te ken. En dit is belangrik, jy sal gehoor het as mense met jou praat. En dit is vir my ook gesê, maar ek het op hierdie punt gekom, hulle het vir my gesê, dat Christus, of dat hy, is 'n refiner. Die Engelse woord gebruik refiner, die Afrikaans is louter. Hy is 'n louteraar. Dit is wat hulle vir my gesê het. Hy is 'n louteraar wat reinig. Maar hy het my kom was in sy kosbare bloed. En daarom ken ek hom. Jy sien, hulle sê dat hy die beklee wat naak is. Hy het my kom bedek met die jas van geregtigheid, as ek dit nou so kan stel. Nee, met die kleed, dis die beter woord, van geregtigheid. En in daardie mate ken ek hom. Hulle sê hy's 'n bevryder. Maar hy het my kom vrymaak. Hy het my siel kom vrymaak. En in daardie mate ken ek hom. Hulle sê selfs hy's 'n koning. En hy regeer oor sonde. Maar jy sien, hy het my sonde en my vyande onder sy voete kom onderwerp. En in daardie hoedanigheid ken ek hom. Hulle kan sê hy's 'n herder. Maar ek ken hom, want ek is 'n skaap van sy weide. Hulle sê hy's 'n deer. Ek ken hom, want ek het deur hom ingegaan. En ek ken hom as die deer. Hulle sê hy's voedsel. Maar my siel en my gees voed op hom as die lewende brood. En in daardie mate ken ek hom. En jy sien, dit is hierin waar die krag lê. Van wat is die tweede gedeelte van hierdie skrifvers? Hy sê, sodat ek hom kan ken. En die krag van sy opstanding. Baie keer dan dink ons aan hierdie krag as al hierdie bonatuurlike werke en hierdie supernatural kragwerkinge wat gebeur en vuur uit die hemel en al hierdie goeders, maar hierdie krag van sy opstanding is die krag van om hom te ken. Dit is die krag. Om hom te ken. Want wat is daai krag? Daai krag is die krag van die nuwe lewe. Daai krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, sê hy, kom wandel nou in my en jou. Om wat te doen? Om oor sonde te kan gaan. Nee, om sonde te kan oorwin. So hierdie krag is die krag van die nuwe lewe, wat ek en jy vandag kan ontvang. Nie wanneer ons doodgaan nie. Want dis baie wat ons ook glo, dat die dag wanneer ek sterf, dis die dag wanneer ek vryheid bereik het. Totale vryheid, want nou is ek by Christus. En dit is so, nou is jy by Christus. Maar dis nie wat die woord ons leer nie. Die woord sê dat, want as ek dit moet vat, dat ek sterf en daar's vryheid, beteken dit dat, wanneer ek sterf, die dood is my redder. En nie noodwendig Christus nie. Die woord kom in Johannes 17:3. En dan sê hy, maar die ewige lewe is om hom te ken. Dit is die ewige lewe, om hom te ken. Nie eers as ek doodgaan en sterf en nou het ek vryheid bereik nie. Ek en jy kan in hierdie lewe wandel, deur hierdie opstandingskrag, wat vir my en jou daai vryheid bring. So hierdie opstandingskrag wat vir my uitstaan is, dis eintlik, dit het 3 goed kom doen, dis 'n bewysende krag. Wat het dit kom bewys? Dit het kom bewys dat dit wat Christus gesê het, en dit wat hy gedoen het, is waar. Dan is dit 'n regverdigende krag, dat dit wat jy alles verkeerd gedoen het, die sondeboete teen jou naam, is uitgewis. Dit is betaal voor. Jy is regverdig. Dit is wat hierdie krag doen. En dan laastens is dit 'n lewegewende krag.
dat jy uiteindelik in hierdie opwekking kan lewe. Dat jy in daai opwekking kan voortbestaan, wat sê dat sonde het nie meer houvas op jou nie. 'n Slawe mentaliteit het nie meer 'n houvas op jou nie. Jy sien, van slaaf is jy tot seunskap of dogterskap in die koninkryk ingeneem. Dit is die verskil van hierdie opstanding. En Paulus sê, maar Here, sodat ek U kan ken en die krag van die opstanding wat daarin lê om hom te ken. Nou beweeg ons in 'n rigting. Nou gaan ons voort. En dan die laaste gedeelte, die derde punt, sê hy, en die gemeenskap aan sy lyde. En hierdie een is die een waarvan ons die minste hou om oor te praat. En dit is eintlik ironies. As dit met lyde te doen het en met pyn en met hartseer en al hierdie goeters wat gepaard gaan, dan wil ek en jy as mens trek ons outomaties terug en ons wil nie meer dit te doen hê nie. Maar dit is vir my die punt hierso wat die diepte in jou verhouding met die Here bring. Baie kere dink ons dat dit is die krag van die opstanding. Dit is dit wat dalk die betekenis in my en jou verhouding met die Here bring, om in krag te wandel. Dit is verseker belangrik, maar hierdie ene, om die gemeenskap te ken aan sy lyde, om daarvan te weet, is wat vir my die diepte bring. Want dit is ook deel van om Jesus te ken. Ek wil nie net weet van die goeie nie. Ek wil alles weet. Ek wil hom ken. In totaliteit wil ek hom ken. Nou, interessante skrifvers, dat as jy gaan kyk na hierdie skrifvers, dan Romeine 8, as jy wil, is jy welkom om saam te blaai. Romeine 8 vers 17. Romeine 8 vers 17 sê die volgende: En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Jy sien, hierdie is deel van my en jou erfenis. Dit is deel van ons erfenis, om ook te weet van die lyde. Daar's so 'n liedjie wat ons sing, en dit is eintlik hoe fyn dit kan word. Ons sing hierdie liedjie gewoonlik, I will never know how much it cost to see my sin upon that cross. En ek het die geneigtheid om nie met dit saam te stem nie. En nou wonder jy dalk hoekom. Maar het jy al in jou opbrengs, toe jy groot geword het, jou ouers al vir jou gesê, wel in my geval nou, Rivando, jy verniel dit, want jy het dit nie gekoop nie, dis nie joune nie. Nou verniel jy dit. Dit dra geen waarde vir jou nie. Klink daai woorde dalk vir jou bekend, dat wat ook al nie eg is tot jou nie, jy het nie daarvoor betaal nie, jy weet nie wat se moeite is deurgegaan nie, jy weet nie wat het dit gekos om daarin te koop nie, dan dra dit nie vir jou die waarde wat dit moet nie, wat dit vir die oorspronklike persoon wat dit gekoop het dra nie. En dit is amper wat hier gebeur. Here, ek wil weet wat het dit gekos. Jy sien, dis hoekom ons dalk daar buite Christendom as mediocre sien. Want ons weet nie wat het dit gekos nie. Ons weet nie noodwendig wat het dit gekos nie. Nie dat jy in totale omvang gaan verstaan wat dit kos nie. En die hele antwoord vir jou so gegee gaan word nie. Jy gaan dit nie verstaan nie. Maar hierdie is 'n hartsgesindheid wat dieper roep. Hierdie is 'n hartsgesindheid wat sê, Here, ek wil weet wat dit gekos. Want dan dink ek aan die woord wat sê dat as jy daai ken, as jy 'n verhouding, 'n diepe verhouding met die Here het, gaan jy reg wees met 'n gesoute antwoord wanneer iemand jou vra rondom die hoop wat in jou is. Nou is daar iets dieper. Daar's nie net 'n oppervlakkigheid nie. Here, ek wil weet wat het hierdie gekos. Here, ek wil hierdie verstaan. Ek wil gemeenskap hê aan u lyde. Want dit is wat jou waarde bepaal. Jy sien, die woord sê dat hy het nie jou vrygekoop met bloed van bokke of lammers nie.
Jy's vrygekoop deur sy kosbare bloed. So jy's duur gekoop. Eintlik sê die Afrikaanse woord, duur gekoop. So ek gaan afsluit met hierdie band. Julle is welkom om vorentoe te kom. Ek wil sê jy hoef nie te ly om 'n Christen te word nie. Want ons kan hierdie ook verkeerdelik partykeer opvat om te sê nou moet ek heeltyd ly want ek is 'n goeie Christen. Nee, omdat jy 'n Christen is, sal jy iewers in jou lewenswandel lyding ervaar. En dit is op daai oomblik, dit is op daai tydstip dat hierdie belangrik is, want dit trek jou terug na om Christus te ken. Dit is wat hierdie betekenis is. Jy sien die bron van daai, ek wil sê van die lyde, die bron van die krag, die bron van die lewe, is om hom te ken. Niks en nêrens anders te nie. Soos jy 'n lewe wil lei van betekenis, jy wil 'n lewe lei van krag, jy wil 'n lewe lei van oorwinning, dan is die antwoord om hom te ken. Jy sien, hy eindig hierdie skrifgedeelte, en ek wil dit vir ons lees. Hy eindig die hele skrifgedeelte met die woorde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. En wanneer ek hierdie woorde lees, dan spreek dit vir my van 'n oorgegewe lewe. 'n Lewe wat nie op homself roem nie. Terwyl ek gelykvormig word aan sy dood. En mag ons werklik waar, my gebed vir jou vanaand is dat jy hom sal ken in totaliteit. Dat jou hartsbegeerte, soos wat Paulus in hierso was, dat jou hartsbegeerte sal wees, Here, dat ek U mag ken. Here, dat ek die krag van die opstanding mag ken. Maar nie net dit nie, ook die gemeenskap aan die lyde. Terwyl ek aan die dood gelykvormig word. Wat het ek dink nou aan Jesus, toe hy sê dat, Here, en hy praat met sy Vader, hy sê, Vader, dat hierdie beker verby my mag gaan. En dan sê hy die woorde, maar nie my wil nie, U wil. Jy sien, wanneer ek hierdie skrifgedeelte lees, dan sien ek daai prentjie. Mag ek en jy gehoorsaam word aan Christus, soos wat hy aan die Vader was. Om te sê, Here, ek het my wil, ek het die manier hoe ek dit wil doen. Ek wil nie ly nie, ek wil nie seer hê nie, ek wil nie pyn hê nie, ek wil nie deur hierdie goed gaan nie. Maar Here, nie my wil nie, U wil. En mag U verheerlik word daardeur. Dit is die belangrikheid daaromtrent. Ek gaan vir ons afsluit met gebed. Kom ons bid saam. Here Jesus, wat 'n voorreg, Here, om Here, U te kan raak sien in die woord. Here, mag ons verhouding met U wees, Here, nie net wat hulle sê nie, Here. Mag ons verhouding met U, Here, 'n persoonlike ervaring wees. Here, waar U met ons praat en ons met U, Here. Waar dit nie net 'n one-way gesprek is nie, Here. Here, dankie dat ons U mag ken, Here. Dankie dat U 'n God is wat U nie self wegsteek nie. Maar Here, dat U kom openbaar het, Here. En net vir ons kom sê, Here, dat U is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand sal na die Vader gaan behalwe deur U nie. Here, dankie dat ons U mag ken. Dankie dat ons, Here, dit wat ons hartsbekommernisse is en hartsvrese is, Here. Dankie, Here, dat selfs dit hulle knie moet buig voor wie U is, Here. Dankie dat U die weg is en Here, dat ons aan U kan vashou, dat ons U kan leer ken. En soos wat ons U leer ken, Here, weet ons dat die uiteinde daarvan is heerlikheid.
Mag ons opgeneem word, Here, in U heerlikheid, soos wat ons hierdie lewe saam met U wandel, Here. Elke liewe sekond, minuut, Here, dag, maand en jaar, soos wat dit aangaan. Here, dankie dat U 'n God is wat luister na dit wat ons bid, Here, na dit wat ons harts uitroep is, Here. Here, dankie dat ons kinders van U genoem kan word. Ons loof U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan dan kom om 'n laaste lied saam te sing. So ek wil jou uitnooi, jy is welkom saam met my op te staan. Kom ons aanbid die Here. Zai, kom ons sing lekker.